Kom ons maak die woord van die Here oop by Josua hoofstuk 24. Ons gaan daar saam lees uit die wonderlike woord van die Here, Josua hoofstuk 24, en ons gaan daar so saam lees vanaf vers 11. Ek gaan net vir u geleentheid gee om daarin te blaai. Josua hoofstuk 24, en ons gaan saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 24. Ek glo die gedeelte wat ons gaan saam lees is bekend by u, veral die teks wat ons gaan uitsonder ook vandag, waaroor ek dan so met u wil praat, soos wat die Here op my hart gelê het in die week. Josua 24, kom ons lees saam vanaf vers 11 dan. Vers 11 sê, toe julle die Jordaan deurgetrek en by Jericho gekom het, het die burgers van Jericho, die Amorite en Feresiete en Kanaaniete en Hetiete en Girgasiete, die Jewiete en Jebusiete teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee en perdebye voor julle uitgestuur, wat hulle voor julle uit verdryf het. Die twee konings van die Amorite, nie deur jou swaard en nie deur jou boog nie. So het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het ook aan die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar ook aan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here ons God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan, en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uitverdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here ons God dien, en na sy stem luister. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou die manspersone wat kan staan, kan saam met my staan as ons hoofde van die huis, die wat kan staan, en dan nader ons die troon van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja, so staan ons manne nou as hoofde van ons huis. En Here, ons kom bid as gemeente nou saam. Ja, die vrouens is ingesluit, die kinders wat hier is ingesluit. Dit is 'n gemeentegebed. En Here, ons wil nou net ten eerste hier by wyse van spreuke laag voor u buig en sê, Here, ons dank u dat u ons gebring het tot hier. Dankie vir gister dat ons 3 jaar kon vier wat u hierdie gemeente gedra het. En die gemeente is nie hierdie kerkgebou, die stene en die sement nie. Dit is elkeen van hierdie geliefdes wat hier voor my nou staan en sit.
En Here, ons dank U dat ons op U kan vertrou. Ja, ons as gemeente vertrou U vir genesing. Ons dink so aan oom Jaco, ons dink so aan klein Barend, ons dink aan tannie Corrie wat hier saam met ons is, dat U wonderlike genesing daar sal bewerk. Ook ander wat soek en smag na genesing. Ons sal ook dan so dink aan hulle wat nog steeds U vertrou vir vertroosting. Ons dink so aan Louis en Carissa, ons dink so aan Jaco en Chantel. Here, dat U hulle wonderlik sal vertroos. Dit's net U wat die mense hart kan kalm maak en kan troos. En so kom vertrou ons U ook dan nou as gemeente. Here, kom breek vir ons die woord oop. Kom maak ons harte stil, dat ons nou sal luister wat U vir ons wil sê, want ons weet, ons is nie toevallig hier nie. Ons het nie maar net nou hierdie Sondag hier opgedaag nie. Daar is 'n goddelike boodskap wat U met ons wil deel. En ons kom bid dan nou, kom maak ons harte stil, dat ons nou sal luister na U. Ons kom bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou geliefdes, as teksonderdenking wil ek graag vers 15 aan U voorhou wat sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, daardie woorde, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar ook kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Daar is 'n keuse wat gemaak moet word. En ek praat vandag met die kinders van die Here. As ek met U praat oor hierdie tema, klim of bly. Klim of bly. En U sal so deurgaan, sal U verstaan waar my tema vandaan kom. Klim of bly, maar ek sê wie ek praat met die kinders van die Here. U wat vandag hier sit en sê, U het 'n getuienis dat God U gered het. U weet U is op pad hemel toe. U weet U is gewas met die bloed van die lam. Daar's nog steeds keuses wat U moet maak. Daar's nog steeds keuses wat U moet maak. Elke dag. U moet nie dink dit het gestop toe U gered is nie. Elke dag moet U nog steeds God kies. Want sien, die vlees gaan wil maak dat U die wêreld moet dien. Die wêreld moet kies, elke dag. Ons sê baie keer as ons so na iemand kyk wat baie oud is, nou ek hou nou nie van die sê ding nie, maar U sal dit ken. Ons sê baie keer, daar die een staan al met die een voet in die graf. Nie waar nie, jy ken daai sê ding. En dan verwys ons na daardie persoon wat amper al besig is om dood te gaan. Dit lyk hom, hy gaan dit nie meer lank maak nie, met een voet in die graf. Maar weet jy wat? Baie Christene staan ook vandag so met die een voet in die Christendom en die ander voet in die wêreld. Elke Christen of baie Christene vandag staan nog met die een voet in die wêreld. Weet jy wat is die grootste probleem van ons Christelike godsdiens? Ons grootste probleem is die volgende. Ons almal, en ek gaan maar die ledige ene daarvoor gebruik, ons almal is in sonde ontvang gebore. En hierdie is die pad wat ons loop. En weet jy waar eindig hierdie leer op? Jy sien hoe die leer baie lank, hy gaan tot daar bo, né? By wyse van Spreuke. Hierdie leer eindig in die hel op. En elke een van ons as kinders van God, elke mens word gebore op hierdie pad. Die probleem is in ons Christelike godsdiens is dat baie die volgende doen. Hulle word gered. Hulle neem daai stap. Hulle kies Jesus Christus as hulle verlosser en saligmaker, maar wat is die probleem? Die probleem is hulle staan nog met een voet hier en met 'n ander voet daar. En dit is wat die probleem is. En weet jy wat, baie probeer dan in hulle geloof, in hulle geestelike lewe probeer hulle opklim, en hulle doen dit, en naderhand, jy moet nou nie vir my lag nie, naderhand doen hulle dit, maar dit raak naderhand onmoontlik, ek kan nie nog ene nie, ek kan nie splits doen nie, ek kan nie nog hoër opgaan nie. Sien jy waar is die probleem? Die probleem is, ek hou vas aan die wêreld, en jy moet nie 'n fout maak nie, die wêreld gaan u ook daar wil hou. Die wêreld gaan kom met sy lekkernye. Die wêreld gaan kom dat u nie hier by God kan uitkom nie. Want sien,
wat God wil hê is dat ek hier wedergebore moet word. Ek moet die wêreld los en ek moet hier op hom fokus en ek moet saam met hom stappie vir stappie opklim en opgaan en jy sien waar gaan daardie leer heen? Hy gaan tot in die hemel, tot in die heerlikheid van God. Dit is wat God wil hê. Ja, ons word gered, ons gaan hemel toe, dit is wonderlik. Maar luister mooi, die pad vir 'n kind van God is om die wêreld te los en om hier op te klim op hierdie plek waar God my wil hê. Dit is wat die Here van ons vra. So ja, sommige probeer groei, sommige probeer saam met Jesus aanbeweeg, maar dit is net nooit kom hulle weg nie. En dit is hoekom, nou verstaan nie waarom, baie mense staan nou maar hierso, en hulle is nou gered, en nou maak hulle dalk 'n keuse, hulle maak 'n oorgawe nog verder aan die Here, dalk 'n nuwejaarsvoorneme, en nou het hulle nog 'n stapie geneem, maar nou terselfdertyd kies hulle ook iets in die wêreld, dalk al wêreldse vriende, en hulle kyk as allemaal die wêreldse vriende, en hulle meng met die semels, en nou klim hulle daar ook 'n trapie, né? En wat gebeur nou? Wat gebeur? Ek kan nie geestelik groei nie. Ek kan nie vorentoe gaan nie. En wat gebeur nou? As ek nou nog 'n trapie hier op gaan, dan gaan u my daar optel hieronder. Want ek gaan val. En dit is hoekom baie mense en baie van u in u geestelike lewe val. Hoekom? Want ons probeer albei daai trappies loop. En die resieel kom ek dalk hier en ek gly en ek val. So die keuse is vandag, klim saam met God of bly maar net hier, want jy het gesien, ek kan nie nog nie. Ek stop daar. En ek weet vandag, daar's iemand wat in hierdie gehoor sit wat ook daar is. Nog daar in die wêreld en een voet hier by Christus en jy staan maar net daar. En jy voel, jy lewe is dieselfde. Luister, as jy lewe, jy geestelike lewe vandag nog dieselfde is as 5 jaar terug, dan sit jy met 'n probleem. Dan beteken dit, daar's nie groei nie. As jy nou terugkyk oor die afgelope maand, kom ons vergeet van 5 jaar na 'n maand, as daar nie 'n groei is in die geestelike lewe nie, dan beteken dit, ek sê vir jy, daar's fout in die lewe. Dan is daar iewerste nog 'n voet daar in die wêreld, wat jy daar wil insit, want onthou die wêreld gaan ons daar wil hou. En dit was die probleem met die volk Israel. Dis wat Josua daar vir hulle sê, hy sê, luister, julle moet vandag kies, julle moet nou of besluit, julle los die afgode en julle dien die Here, of julle los die Here en dien die afgode. En dit is hoe dit is vir 'n kind van God ook. Ek kan nie albei dien nie, ek kan nie 2 Here hê nie, die Here Jesus het dit ook gesê, jy kan nie God en Mammon dien nie, so jy moet vandag kies, vir wie gee jy jou hele lewe, al jou aandag, alles, vir wie gee jy dit? Of vir die wêreld, die bose, of vir die Here? Nou die vraag mag dalk wees, hoekom vandag opnuut die Here kies? Want ek weet, daar is iemand wat vandag hier opnuut die Here gaan kies. U is wedergebore en alles, maar u is 'n bietjie afgedwaal. En u gaan vandag daai keuse moet maak om daai voet uit die wêreld uit te haal en om op God te staan. Hoekom moet ons opnuut vandag die Here kies? Ek dink nie ek hoef meer daaroor te sê as net die volgende nie. Hy is die enigste een wat in u belangstel. Hy is die enigste een wat sy lewe gegee het vir u. Die wêreld sal dit nooit doen nie. O ja, die wêreld gaan vir u aandag gee. Die wêreld gaan op die oog af baie mooi lyk, maar die wêreld is van korte duur. Weet, daar's mense wat hulle alles gee vir die wêreld en hulle skeep God af. En na 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar, dan blaas hulle die laaste asem uit. Oom Hans, wat oorlede is gister, hy was in die 70 jaar. 70 en wat help dit? As sy saak dalk nie werk was met die Here nie. Nou gelukkig het ek goeie getuienisse van hom gehoor, maar ek gee dit as 'n illustrasie. Daar's babetjies wat doodgaan, daar's kinders wat doodgaan, daar's jong mense wat doodgaan. So waarmee is jy besig? Dit is hoekom jy die Here moet kies, want sien, net die dinge wat ek hier doen, hier op hierdie leer van God, net hierdie dinge gaan tel. Niks wat ek daar doen. Hier kan daar mooi dinge ook wees, ja, jy kan wees by sport en by stokperdjies en al daardie dinge. Daar's ook mooi dinge daar. Jy moenie dink dit is net sonde nie. Hier's ook mooi dinge hierso. Hier's ook my familie en vriende is ook nie, maar sien, my familie en vriende kan my tyd so wegtrek van God af.
So daarom moet ek hier wees, want net hierdie dinge gaan op die einde van die dag tel. Bring eerder jou familie en vriende hier, en kom wandel hier, want dit is wat gaan tel. Dis al waarvoor ek gaan loon kry op die ou einde van die dag. En dit is wat die apostel Paulus ons ook geleer het in Romeine 12 vers 2, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, so moenie hier gelyk word nie, hy sê nee, moenie daar gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En weet jy wat, die verantwoordelikheid lê by eers, kies as ek nou so baie na jou toe kom, maar wil jy moet dit verstaan, dit is u keuse. Ons almal is hier gebore, en net soos wat u 'n keuse gemaak het om Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker, net so gaan u die keuse, God gaan nie daai keuse vir u maak nie, hy gaan u wel help daarin, maar hy wil hê u moet kies, en sê, vandag kies ek God, en ek kies nie die wêreld nie. Daai verantwoordelikheid lê by u. Nou hoe kan 'n mens hier opklim? Dis seker die vraag. Wat is hierdie stappies hier? En ek het so 'n bietjie gaan dink, en ek het die hele week het ek die Heilige Gees gesoek om prakties vir u te verduidelik, wat is die belangrikste in ons Christelike geloof? En ons het verlede week het ons na 'n aspek van dit gekyk, natuurlik gebed. Dis baie belangrik om te bid en om met die Here te praat ensovoorts, maar kom ons begin by hierdie gedagte. Klim op deur Bybel te lees. Jy weet, ek dink so en ek praat met die Heilige Gees in die week en ek sê vir die Heilige Gees, die mense is nou al moeg om dit te hoor, van lees jou Bybel. Ons hoor dit al van Sondagskool daar, lees jou Bybel, bid elke dag. Maar die Heilige Gees sê vir my, weet jy wat, hulle hoor nog nie. Lees jou Bybel. Lees jou Bybel. Dis daardie stap. Dit is om vandag te sê, ek gaan nie meer tyd net spandeer aan televisie kyk en al daardie dinge nie. Nou is niks fout daarmee nie, tensy dit 'n afgod in die lewe is. As niks fout om programme te kyk en daar nie, niks daarmee fout nie. Maar ek moet kies vandag om eerder my Bybel te lees. Dis die tweede stappie. Ek lees my Bybel elke dag. Nie net so nou en dan nie. Dit moet vir my wees soos daardie TV-reeks so baie mense. As daai een episode klaar is, dan wil ek al weer volgende ene kyk, want ek is so nuuskierig. En net so en nog meer moet die woord van God vir my wees. So lees jou Bybel. Josua 24 vers 24 sê, daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here ons God dien en na sy stem luister. Hulle het besef, hulle oor is bietjie toe, blompotte daar langs hulle kop. Hulle moet weer opnuut luister, wat sê die Here vir hulle? Hulle het nodig gehad om opnuut te luister. Weet jy wat, elkeen van daardie mense, elkeen van daardie miljoene mense, want onthou hulle was toe 2-3 miljoen natuurlik gewees, elke een van hulle het hulle eie gedagtes gehad, hulle eie oortuigings gehad, hulle eie gevoelens gehad, elkeen van hulle. Maar is dit wat God se woord is? Elkeen van ons hier het ook ons gedagtes oor sekere dinge. Elkeen van ons, as ek nou vra, wat dink julle byvoorbeeld van rook, gaan elkeen van julle julle opinie gee. As ek vra wat dink julle van dwelms, gaan elkeen sy opinie gee. As ek vra wat dink julle van moord, gaan elkeen van julle gedagtes gee. Sommige gaan self sê, nee, wat moord is dan reg as jy dit so doen en so doen, verstaan? Ons elkeen sit met ons opinie, maar wat sê God se woord? Dis die belangrikste. So ek moet my opinies, my oortuigings, my gevoel wat ek kry, baie keer sê ons, ek voel die Here lei my om dit te doen. Ek moet selfs dit moet ek meet aan iets, en dit is aan die woord van God. Job se vriende is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Job se vriende kom daar keer op keer by Job, en hulle sê vir Job, jong, die Here het vir ons gesê, jy moet dit en dit doen. Die Here het vir ons gesê, jy moet dit en dat doen. Die hele tyd kom hulle daar by my. Wat sê die Here uiteindelik vir sy vriende? Job 42 vers 8, ek het nou nie die hele teksvers daar nie, maar net daar die gedagte wat daar staan, want hom alleen sal ek in guns aanneem. Dit is nou die Here wat sê, hy gaan Job alleen in sy guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie. Kyk wat sê die Here vir Job se vriende, want julle het nie reg van my gespreek, soos my knegt Job nie. Hulle het gelieg.
En hulle het daar gekom en gesê, Job, weet jy, ons voel, hier in ons hart, ons voel die Heilige Gees wil hê jy moet dit doen. Baie mense sê dit mos. Maar is dit wat God werklik in sy woord sê? Ja, is jy 'n probleem daarmee om dit vir iemand te sê nie? Maar het ek skrif daarvoor? En net so vandag ook mense glo en doen baie dinge in hulle Christelike geloof. Glo vir my, hier op hierdie Christelike leer van die lewe, is daar voortdurend op en af. Daar's mense wat baie dinge glo en baie dinge doen. Kerke wat dinge glo en baie dinge doen wat God nooit gesê het nie. Baie dinge wat God nooit gesê het nie. Maar mense glo dit heel hartig. So hoe gaan ek weet, wat is my volgende stap? Kom ons sê nou maar, ek het nou gered geword, ek het 'n oorgawe aan die Here gemaak. Hoe gaan ek weet, wat is daai volgende stapie om te neem? Hoe gaan ek dit weet? Kyk, ek kan vandag vir julle 'n lys goed gee, maar dis my opinie. Wat is God se woord? So wat is daai volgende trappie? Hoe gaan ek weet wat daai volgende trappie is? Ek hoor wat God vir my sê. Met ander woorde, ek gaan lees my Bybel. Dis hoekom ons praat van jou stilte tyd elke dag. Jy gaan in jou binnekamer en jy gaan luister wat God vir jou sê. Dis hoe jy weet wat is daai volgende stappie. Dis waar die Here vir jou sê, luister, daai ding in jou lewe, jy gaan dit moet los. Dis nie altyd nodig dat ander mense dit vir jou sê nie. Ja, die Here gebruik baie keer ander mense soos wat hy Nathan gebruik het in Dawid se lewe. Soms gebruik die Here mense om te sê, jong, daai ding in jou lewe is nie reg, jy moet daai ding los. Maar die Here gaan uit sy woord uit alreeds met my praat. Kan onthou jare gelede toe bel iemand my en vra vir my, dominee, ek wil net hoor hierdie ding, is dit sonde? Toe sê ek vir hom, ja, sonde. Sê ek, die feit dat jy my bel, sê die Heilige Gees het jou klaar oortuig, jy wil nou net bevestiging hê, né? So die Heilige Gees het hom klaar gesê, luister, dit is verkeerd, hy klaar nie woord gesien is verkeerd. So wat moet nou gebeur? Nou moet hy 'n keuse maak om dit te los. Maar waar kom die probleem in ons lewe? Die probleem kom soos die volgende. Ek gaan dit nou weer by die Here verduidelik. Daar's 'n verhaal van 'n dominee wat die mense nooi hom spesiaal en sê, dominee, jy moet asseblief daar by ons kom 'n bietjie kom kuier by ons huis. Man, ons gaan lekker braai en so. En so braai hulle lekker en hulle kuier lekker saam. En die dominee kom toe agter dat hierdie mense, kyk, dit lyk op die oog af of hierdie mense die pad met die Here stap. Maar daar was 'n probleem. Die probleem was, hulle was nog so gewees met die invloed daar in die wêreld. Hoekom? Want die dominee toe nou so stil word, klaar geëet en alles en klaar lekker gekuier, toe vaar die dominee terwyl almal daar in die sitkamer sit, die ma, die pa, die klomp kindertjies, toe vaar hy vir die jongste dogtertjie. Ag, wil jy nie gou-gou daai boek gaan haal wat papa elke dag uitlees nie. Papa en mamma, daai boek gaan haal gou daai boek. En die dogtertjie is al weg en hier bring sy die huisgenoot. Dis wat sy by haar pa en ma sien. So wat gebeur? Hulle, ja, dit sou toe die huisgenoot te lees nie. Maar luister mooi, daar die dogtertjie sien die waarheid. Sy sien, hulle sê ons uit die mond van die suigeling. Wat sien hierdie dogtertjie by haar pa en ma? Al boek wat sy hulle elke dag sien lees is ander boeke, nooit die Bybel nie. Anders sou sy die Bybel gaan haal het. En dis waar die probleem is. So ek en jy moet vandag kies om die woord van God ons grondslag te maak elke dag. Jesaja 5 vers 13 sê, daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis. En hulle aansienlikes word hongerleiers en hulle menigte versmag van dors. So wat sê die Here daar? Hy sê, luister, dis hoekom daar probleme in jou lewe is, dit is hoekom al jou goedes op rotse is, jou werksomstandighede, al daardie dinge, omdat jy nie luister nie. Hulle gaan ten gronde, weens daardie gebrek aan kennis. Jy ken Hosea 4 ook wat sê, ja, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So ons gevoelens en ons oortuigings moet altyd klop met die woord van die Here. So hoor jy wat ek sê, deel van my pad, deel van my wandel met die Here, as u vandag sê, dominee, ek wandel met die Here, dan moet u weet, dit sluit die Bybel lees in. Jy kan nie daar sonder doen, jy kan nie 'n dag daar sonder doen, want dan beteken dit eers weer daar in die wêreld, want wat maak dat u nie elke dag die Bybel lees nie? Iets wat u aftrek nie, dis dit, iets wat u aftrek. Ek is nou te moeg om my Bybel te lees, so waar kom my moegheid in die wêreld wat my besig hou? So dis 'n keuse wat u moet maak.
Maar sê as die kindertjies die pla, dan sal ons hulle net gaan stil maak. Dalk kan julle net gou daar vir hulle sê, hulle moet net daar aan die ander kant gaan ry. Goed, kom ons kom by die tweede gedagte. Klim op deur afgode te verwyder. Glo nie is ons kinders is stil, dis die ander kerk se kinders. Goed. Klim op deur afgode te verwyder. Josua 24 vers 23 sê, verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Jy weet, keer op keer het die volk Israel afgode gedien. Dit is my verstomming, dat hulle sien die hand van die Here wat hulle uitlei daar uit Egipte uit. Hulle sien die 10 pla, hulle sien al die wonderlike dinge. Daar kom hulle in die woestyn, en man, hulle is 'n paar dae in die woestyn. 40, 50 dae in die woestyn. Wat gebeur toe? Hulle bou 'n goue kalf, en hulle aanbid hierdie goue kalf. En daarna was daar keer op keer tye waar hulle afgode gedien het, selfs daar toe hulle in Kanaan inkom, het hulle afgode gedien. Hoeveel van die konings, koning Saul en koning Salomo en so, hoeveel van hulle het begin om afgode te dien in hulle lewe. En nou moes hulle kies om dit fisies te gaan verwyder. Luister, dit help nie, hulle staan hierso en hulle sê, ja nee, ons is God se kinders, en hulle sê, maar ons het die afgode ook, en hulle sê man, ag maar ons gaan nie afgode verwyder nie. Wat is die probleem? Ek kan ook sê, ag maar ek gaan my voet daar in die wêreld uithaal, daar moet ek hoogte wat almal my kan sien. Ek kan ook vandag sê met die mond, ek gaan my voet daar afhaal, maar waar is my voet? Ek is nog steeds daar. So wat moet gebeur? Ek moet fisies iets doen. Ek moet fisies my voet vat en ek moet om daai kant sit. Dit is wat moet gebeur. So daar moet daar gehandel word, en dit is wat die volk Israel ook moes doen. Dit help nie hulle sê net, nou kan nie ons sal die afgode verwyder nie. Hulle moes dit gaan doen. Hulle moes dit gaan afbreek. Hulle moes dit gaan weggooi, gaan wegvat uit hulle lewe uit. Dit help nie ek sê net nie, gaan doen dit. En nou wil ek vandag vir u vra, wat se afgod is daar tans in u lewe? En ek dink as ek nou sou vra, sou almal dalk sê, nee, ek het nie 'n afgod nie. Want sien, ons dink dalk aan daai Boeddha beeldjie of so. Sê nee, ek het nie 'n Boeddha beeldjie nie. Nee, kyk, ek het net 'n kruis daar in my huis. Jy weet al daardie tipe dinge. Maar wat is 'n afgod? 'n Afgod is enige iets wat meer tyd, meer aandag kry as God. Dis dit? Want wat beteken dit dan? Ek het daai ding meer lief as vir God. Meer tyd, meer aandag aan daai ding. En ek weet wat baie mense baie keer dink is, ja maar ek werk die hele dag, waar moet ek nou nog tyd kry? Sien, die Here sê nie jy moet jou werk los, die Here sê terwyl jy daar werk, dink jy aan God. Is jy daar in jou hart besig om met die Here te praat? Dis so maklik. Ek kan deur die dag en ek kan in die aande hoeveel keer met die Here kommunikeer. Ek kan dink aan die wonderlike dinge wat die Here vir my doen. Dan gee ek mos aandag aan hom terwyl ek hier besig is met ander dinge. Dit is wat nodig is. So ek vra weer, wat is daar in u lewe heiliglik wat dalk 'n afgod is? Weet jy wat sien ek? Ek sien baie mense se werk ongelukkig raak hulle afgod. Want hulle werk is ten koste van. En ons het baie keer met ons mooi gaan sit en dink, is dit alles die moeite werd? Hoe lyk my gesin? Jy weet, ek ken 'n man in my lewe, gelukkig 'n paar jaar terug in my bediening, dis nie in hierdie gemeente nie. 'n Man wat so gewerk het, en ek het hom hoeveel keer gesê, luister, ek dink jy moet 'n bietjie plan maak daar by jou werk, jy moet 'n bietjie uitkom daar, want jy's net by jou werk. Nee, want ek staan sterk geestelik. En nie lank nie, toe staan hy op skei, want sy vrou en sy kinders wil niks meer met hom te doen hê nie. Sy finansies is agteruit, sy gesondheid is agteruit, en die Here voel ver van hom af. Want sien, hy het dalk 'n afgod in sy lewe gehad. En nou sê die Here vir ons in 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. So, ek praat nou net van werk, maar daar's 'n magdom dinge. Wat is daar wat jou tyd en jou aandag van God afvat? Net jy gaan dit vandag kan sê. Ek ken nie elkeen van u so persoonlik. Jy weet, as ek al by die huis kom, is alles mos reg. As ek al by u kom kuier. Wat is daar in u lewe wat 'n afgod is? U weet dit, maar weet jy wie weet nog? Die Here.
Die Here weet ook. En nou dat dink my, en dis 'n ware verhaal wat die volgende wat ek hier vertel, van die man wat daar by 'n werk gewerk het, en die man het hom oor 'n mik gewerk, en toe op 'n dag, toe kry hy ook soortgelyke boodskap daar by sy dominee, en hy besef, luister, hy gaan fisies iets moet doen. Dit help nie net hy sê, ek gaan kyk om nou weer kerk toe te kom, ek gaan kyk om my Bybel te lees, ek gaan kyk om te bid, en ek gaan kyk om Bybelstudies by te woon, en al daai dinge nie. Hy besef, het help nie, hy sê net die dinge nie, hy gaan iets moet doen, maar sy werk hom te besig. En hy stap daar na sy baas toe, en hy klop aan die deur, het 'n afspraak met sy baas gemaak, en hy stap daar aan, en hy sê vir hom, meneer, ek kan nie meer die lang ure werk nie, ek kan nie, want dit raak vir my 'n afgod, ek skeep my God af, my godsdienst lei daaronder, ek kan dit nie meer nie. Daai baas is baie kwaad, hy jaag hom daar uit, en hy sê vir man, as jy sommer afgedank, sommer 'n muur afgedank, ek gee nie om jy kan, hy sê hom A toe gaan, of wie ook al, jy is vandag, het jy klaar gewerk hier, en hy jaag hom daar uit. Maar na 'n week, toe lei die foon, en hierdie man se baas bel hom, sy werkgewer, en hy is in trane, en hy sê vir hom, die Here het met my gepraat. Die Here het vir my gesê, luister, jou besigheid is ook vir jou 'n afgod. Jy soek net geld, geld, geld. Jou mense lei daaronder. En die Here het vir hom gesê, jy moet vandag kies, of ek maak jou deure toe, of jy gaan herstel. En hierdie werkgewer het genadiglik gekies om die Here te dien. En hy het die Here in sy besigheid ingetrek, en hy bel hierdie man, en hy sê, kom asseblief terug, kom help my, dat ons hierdie besigheid kan herstel. En daai twee het saam gewandel, saam kerk toe gegaan, saam Bybelstudie gehou. By die werk het hulle keer op keer, dan roep sy baas op en sê, jongens, jy nou besig? Nee, ek is nie nou dadelik besig nie. Het jy so 10 minute, kom sit hier, kom ons bid bietjie saam. En daai besigheid het floreer. Daai man se lewe het geblom. Daai baas se lewe het geblom, want sien, hulle het saam 'n keuse gemaak om die Here te dien, om daai afgode in hulle lewe weg te vat. Jy gaan dit hard wees. Jy gaan soms moet nee sê en moet ja sê vir die Here. Daai keuse lê by jou, maar ek kan vandag vir jou 'n brief gee. Kies die Here, dis die beste. Maar dan ons volgende gedagte, klim op deur heilig te word. Josua 24 vers 19, maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God, hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. Nou is interessant, Josua sê vir hulle daar, luister, julle kan nie die Here dien nie. Hoekom kan hulle nie die Here dien nie? Want hulle het nog net gesê, maar ons sal die Here dien. En toe sê Josua, wag man, julle praat nog net te veel. Hy sê, wag, julle kan nie die Here dien nie, want sien die probleem is, hulle maak dalk nou die keuse om die Here te dien, maar die probleem is die volgende. Hulle is nog steeds daar. En hulle moet heilig word. Nou, hoekom sê hy daar vir hulle, julle kan nie die Here dien nie, want hy is 'n heilige God. Wat sê Josua eintlik vir hulle daardeur? Julle is nie heilig nie. Dis waar die probleem is. Want sien, die wêreld is vuil, die wêreld is vol sonde, die wêreld het niks goeds nie. En nou kan ek nie met daai een voet in die wêreld staan en dink ek gaan saam met God wandel nie. Luister, ek sê vandag ook vir u wat hier so sit, jy kan nie die heilige God dien, voluit dien. Jy kan ook nie vandag sê, ek wandel voluit met die Here, as u nog met een voet in die wêreld staan nie. Hoor jy wat ek sê? As u met een voet in die wêreld staan, kom ek haal die voet uit, as u met een klein twinkie nog in die wêreld staan, gaan nou nie my skoene uittrek om dit te verduidelik nie, maar as u met een toon nog in die wêreld staan, dan beteken dit daar's vuilheid, daar's iets wat nie rein is nie. En dan kan u nie hier langs styf teen aan God wandel nie. Want hy is 'n heilige God. En dis hoekom Josua daar sê. Hulle sê nie ons gaan die Here dien, maar hy sê nie julle kan nie, want God is 'n heilige God en julle is nie heilig nie. So wat is heiligmaking? Heiligmaking is jou wandel en jou woorde moet anders wees as die ander mense sinne. Dit moet anders wees. Jy moet anders wees. Jy weet, ek dink so aan gister se braai hierso. Julle weet nie, maar ek het so 'n bietjie geluister na dit wat julle oor praat en so aan. En dit is so interessant.
dat 'n mens daar sien waaroor praat mense. Daar was nou nie noodwendig verkeerde dinge nie, maar waaroor praat mense? En baie keer kan ons sê, maar jy weet, ek dien die Here. Ons kan baie keer sê, ek het my naaste lief ensovoorts, maar is ek werklik so? Is ek werklik so? Jy weet, daar's mense wat al gesê het, ek het die Here my God lief, en ek het my naaste lief, maar die volgende oomblik dan sal hulle sê, jong, weet jy, as ek daai ou in die hande kry, ek trek sommer sy nek om, jy weet, ek draai hom sommer om. Of, ek sal sommer daai persoon se selfoon vat en hom stukkend gooi. Jy weet, daai tipe goed. Daai goed pas nie by jou heiligmaking nie, want jy moet anders wees as die ander mense. Jy moet anders wees. Jy moet anders wees, want die Here is anders. Daai woord heilig beteken anders. Dis hoekom die Here sê, hy is heilig, hy is anders. Niemand is soos hy nie. En daarom moet ons ook anders wees. En jy weet, baie mense sê, ag dominee, ek is maar so, vat my maar soos ek is, so gemaak, so gelaat staan. Dan wil ek sê, nee, dat jy die verkeerde godsdienst. Want wat sien ons in hierdie leer? Hierdie leer sê vir my, daar is 'n verandering, ek moet van daardie leer af verander na hierdie leer toe. Dis verandering. Met wedergeboorte kom daar 'n verandering. En hier is daar nog 'n verandering, ek moet kies en ek moet klim, dis die hele tyd 'n verandering. Ek is hier hoër as wat ek laas maand was, en ek is hier hoër as wat ek laas jaar was, en ek is hier nog hoër as wat ek was. Dit is die hele tyd verandering. Ek hier voor julle klim in kloute, maar ek wil hê julle moet dit vandag verstaan. Dis verandering. So wat sê die Christelike godsdienst? Wat sê God vir my in my godsdienst? Hy sê, verander, en word anders, en wees anders. Dis wat die Here vir ons sê. 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. So ons moet daai dinge los van die wêreld, en ek moet kies om God te dien, en ek moet verander. Ek moet toelaat dat die Here my verander. En ek kan vir u sê, ek ken baie mense, baie van die wat ook hier sit, ek sien dit daarom. Ek sien hoe daar mense is wat voor het hulle hierdie dinge gedoen, lelike dinge, wat ook al dit mag wees, baie dinge gedoen, maar het gekies om dit te los, en hulle dit verwyder uit hulle lewe uit. En jy gaan ook daai vleeslike dinge moet doodmaak in die lewe. Jy gaan dit moet doen. Gelukkig die Here is daar om jy te help. En dit is hoekom die Here sê, Galasiërs 5 vers 16 tot 17, staan daar, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En weet jy, daai teksvers illustreer hierdie twee baie mooi. Hier is die vlees, hier is die Gees. En nou kan ek klim, en ek het vir nou nog gewys, en ek kom op 'n punt waar hulle teenoor mekaar staan, en ek kan net nie vorentoe gaan nie. So wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dis wat die Here vir ons daar leer. Maar ons kom by ons laaste gedagte, klim op deur diensbaar te wees. Josua 24 vers 14, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Efraat en in Egipte en dien die Here. Weet, dit sou nie help, en ek het dit al baie gesê, dit sou nie help as die volk Israel daar gesê het vir Josua, en hy het gesien uit hulle tereggewys al, toe hulle sê, maar ons sal die Here dien, het hy gesien uit hulle so half in die rede geval daar, toe sê hy nie, wag, want ek wil dit vir julle net beter verduidelik, want sien het help nie, ek sê net, ek is 'n Christen nie, baie mense is Christen op papier, het al gesien daar by die hospitaal, ek het gesien Desember maand, toe ek met Doug daar ongevalle toe jaag, en ek nou daar sit, en ek moet hom nou help papier invul, want sy hand is vol bloed, en hy kan nie skryf nie, terwyl ek daar is, kom die mense in, en almal skryf daar, I am a Christian, ek is 'n Christen, almal van hulle, is hulle dit werklik? Want sien, ek kan baie keer sê, ek dien die Here, maar wat moet ons eintlik doen? Wys jy's 'n Christen, wys dit deur jou wandel, en deur jou woorde, wys dit,
Kom ek gee vir jou 'n illustrasie. Stel jouself voor, daar by die werk het nou so 'n bietjie lui geword. Die wat nou daar by myn werk, en die wat daar in die kantoor werk, admin, en die wat nog wonder wat sy werk hulle het, en al daai tipe dinge. Dink nou net, daar by die werk, het nou so 'n bietjie lui geword. Het so 'n bietjie werk, bietjie agteruit gegaan. Sal dit help, as nou daar na u werkgewer toe gaan, daar na u baas toe gaan, en vir hom sê, meneer of mevrou, kom ons vat nou maar meneer, jong, ek wil nou teenoor jou erken, ek het so 'n bietjie lui geword, ek het bietjie agteruit gegaan in my werk, ek wil dit maar net vir jou sê, en ag, ek sal dit regstel. Wat gaan die baas vir u sê? Hy gaan maar kyk of dit gebeur, of hy gaan baie kwaad is, en die sommer daar so sê, jong, ek gee jou sommer kennis, en wat. So, wat moet ek eintlik doen? Nee, moet hom nie gaan vertel nie, gaan wys vir hom. Gaan wys vir hom. Wys vir hom die verskil, en sodoende terwyl u werk, gaan u sommer weer lewe kry. Het al gesien iemand wat lui is, hulle alles gaan agteruit nadat. Maar iemand wat werk, hulle is besig en hulle raak sommer gesond en hulle, ek sê nou nie oor mikwerk nie, ek praat van daai normale werk wat die Here vir ons gee. Ek werk, u sal sien selfs u gesondheid gaan blom, u lewe gaan blom, alles gaan blom in u lewe. Hoekom? Omdat ek diensbaar is. So net soos wat ek vir my werkgewer moet wys, luister, ek is nou nie meer lui nie, ek werk nou, net so moet ek vir die Here ook wys. Here, ek het dalk 'n bietjie lui geword in my geestelike lewe, ek het dalk lanklaas my Bybel gelees, ek het lanklaas gebid, ek doen nie meer daai moeite om die evangelie te verkondig ensovoorts nie, maar Here, van vandag af doen ek dit, en dan gaan doen ek dit, help nie dat ek sê dit nie. En dit is wat Jakobus ons geleer het in Jakobus 2 vers 17, tot en met vers 18. Daar staan, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. So ja, wat moet ek doen? Dit help nie net, ek staan nie en ek sê, ek gaan 'n verandering maak in my lewe nie. Ek moet dit gaan doen. Begin vandag. Moenie wag nie, weet baie mense sê, nee, wat as my lewe nou weer reg is, wanneer gaan dit ooit reg wees? Dit kom nooit reg nie. Begin vandag. Gaan klim daai leer saam met die Here, gaan klim op saam met die Here. Begin vandag. En nou wil ek net so terloops vir ons praat nou oor, wees diensbaar teenoor die Here. Wanneer dien ek die Here? Almal van u wat hier sit, wil seker die Here dien. Wanneer dien ek die Here? As ek kerk toe kom? Nee. Hoekom is dit nie diens aan die Here nie? Want die Here kom dien as ware ons hier. Hy kom gee vir my 'n boodskap. Hy kom bemoedig my. Hy kom versterk my. Hy kom vermaan my. Hy kom help my. Dit is die hele doel van hierdie byeenkoms. Die Here wat uitreik na ons toe. Dis hoekom hy sê, moet dit nie verwaarloos nie, naarmate julle hierdie dae sien naderkom. Want die Here wil ons sterk hou. Die Here weet ons het hier mekaar nodig. So ek dien nie die Here deur kerk toe te gaan. Dien ek die Here deur my Bybel te lees? Nee, want hy kom praat met my. So wanneer dien ek die Here? Dis 'n bietjie iets om aan te dink. Wanneer ek met mense praat oor hom. Dis wat die disippels gedoen het. Hulle het ook die woord gelees, hulle het gebid, hulle het ook kerk bygewoon, baie goed kerk bygewoon en al daai dinge, maar hulle het uitgegaan en die evangelie verkondig. En jy kan dit doen daar by u werk. Jy kan dit doen daar, jy weet jy, almal wat hier voor my sit, as jy vandag sê jy is 'n kind van God, is jy 'n sendeling. En hang af of daai sendingstasie al so 'n bietjie spinnerakke het en stof het, of word daai sendingstasie gebruik. Ryk u uit na mense, daar by u werk. Weet jy, ek het al baie keer gesien hoe mense, ek het ook al gewerk, glo my, ek het ook al 'n sekulêre werk gehad. En weet jy hoeveel keer het ek op 'n myn gekom, daar by 'n ingenieur se kantoor, dan wag ek om daar 'n tender in te sit, dan wag ek nou vir hom, want hulle het mos hulle Afrika tyd daar. En dan kom hy daar in en dan wag ek en dan handel ons hierdie besigheid af, en as ons hierdie besigheid afgehandel het en ek gee my tender in en ek skud sy hand, dan vra ek vir meneer, mag ek gou met jou ietsie deel? Vraag van vandag, as jy tot sterwe sou kom, is jy seker waar gaan jy heen? En ek kan vir jou brief gee, daai gesprek het altyd goed uitgedraai. Jy is 'n sendeling.
En dis hoe jy die Here dien, gaan en gaan verkondig die evangelie. Want weet jy wat, hoe minder ek diensbaar is teenoor die Here, ongelukkig, raak ek meer diensbaar teenoor Satan, teenoor die wêreld. Dis so. So ek is of diensbaar vir die Here, of ek is diensbaar vir die wêreld. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Kyk wat sê hy daar, hy sê, dat julle liggame stel. So dit beteken nou nie, ek moet nou net kyk, dat ek nou net reg eet en al daai dinge, wat deel is van dit nie, maar wat moet ek nog doen? Gebruik hy voete, loop na mense toe, gaan verkondig evangelie, gebruik jou mond, gebruik jou hande om vir hulle te verduidelik, skud iemand se hand en sê, jong, mag die Here jou seën, ek bid vir jou, al daai dinge. Gebruik jou oë om na mense te kyk, om te sien, daar is iemand wat ek sien, wat Jesus nodig het in hulle lewe, en ek is diensbaar teenoor die Here, want ek moet diensbaar wees. Weet jy, ek kan vandag vir u sê, en jy moet nou nie dink, ek bedoel nou iets staaks daarmee nie. Ek weet daar is partymal omstandighede waarom mense dit nie kan doen nie, maar gaan kyk maar. Mense wat nie meer kerk toe gaan nie, mense wat nie meer hulle Bybel lees nie, mense wat nie meer bid nie, en bo alles mense wat nie meer met ander mense praat oor Jesus nie. Gaan kyk hoe lyk hulle lewe. Gaan kyk maar. Het val uit mekaar uit. Iewers is daar probleme in hulle lewe. Hulle kwyn geestelik ook weg. So ek wil vandag met u praat en vir u sê, u is daar die man, u is daar die vrou, wat vandag nog so staan. U weet, wat die Here vir u uitwys. Wat is daar, wat u hier moet wegvat, hierdie voet moet wegvat, om op God se weg voluit te wandel. Wat is daar? Word anders. Klim op daar waar God u wil hê. As u op God se leer opklim, sal jy in elk geval al die ander dinge kry. Ek was gesê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, wandel hier met die Here. En die Here sal in elk geval u al daai ander dinge byvoeg. Hy gaan daai stokperdjies vir u gee. Hy gaan daar die plesier vir u gee. Hy gaan die gesondheid vir u gee. Hy gaan die vreugde vir u gee en finansies en al daai dinge. Al daai dinge sal bygevoeg word. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So met u wat die Here gepraat het, wees asseblief vandag gehoorsaam aan die woord van die Here. Dan ek nou nie verniet hier geklim en gekloute het. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Wonderlike Jesus, ja, baie dankie vir hierdie praktiese illustrasie. Maar Here, selfs hierdie illustrasie help niks as ons nie vandag hier in ons harte kies en ook fisies gaan kies en doen nie. En daarom kom bid ek nou vir elkeen wat hier voor my sit, ook hulle wat ingeskakel is, wat hierna kyk. Here, ek kom bid vir 'n verandering. Ons almal het vandag 'n verandering nodig, nog ten goeie, nog 'n trappie om te klim en nog eene om te klim. En ons kom bid, o Heilige Gees, kom wys nou die dinge uit wat nie reg is in ons lewe nie. Daar waar ons nog een voet in die wêreld het, kom wys dit nou uit en help ons om daardie voet uit die wêreld uit te vat. Ek kom bid dit vir elkeen so, en Here, mag U hulle wonderlik seën, mag hulle elkeen ervaar hoe wonderlik dit is om U te dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.